En alles waar ons moet gaan, Here, is die beskerming. En alles wat ons moet hoor, Here, kom die stem deur die hartste. Dis wat ons begeer, Here, die stem te hoor op sy hartste. Sodat ons die wêreld kan afsny en weet, dit is my God wat praat. Amen. En hy sê, ons sal dit maak. Amen. En ons dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Is jy reg? Amen. In jou Bybel is daar versies wat ons soek. Kom, gaan vir God soek. Matteus 5. En dan het ek iemand nodig om vir my by Jakobus 1 op 'n vinger te hou. Ek sal hom nou nog gebruik, maar nou soek ons eers Matteus 5. Matteus 5. Ja. Is ons daar, Matteus 5. En wie gaan sy vinger opoffer vir Jakobus? Sal jy Jakobus 1. Hou maar net jou vinger daar en sal dit nou daar kom. Kom ons lees ook Matteus. Is julle daar? Vanaf vers 13 af. Hy sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout lag geword het, waarmee sal dit gesou word? Dit deeg nêrens meer voor, as om buite gegooi te word en die mense vertrap te word. Party vertaling sê die varke vertrap te word. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan tog nie weggesteek word nie. En die mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatreël nie, maar op die stander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn vir mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, te kan verheerlik. Nou praat hy met wie? Die gelowiges. Met gelowiges. Weet jy, Jesus so saam met sy disippels die wêreld gestap en gereis het hy gepraat waar daar ongelowiges was. Daar was altyd ongelowiges waar hy gepraat het. Maar op 'n stadium het hy op 'n plek gekom waar ons noem die bergpredikasie. En daar was net gelowiges. Toe vertel Jesus vir hulle, wat moet jy doen en hoe moet jy lewe om te groei? Want die heel eerste ding wat jy moes doen het is, kom ons gaan weer terug na Matteus 5. Maar nou begin ons by vers 3. Wat staan daar? Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is die wat arm van gees is. Arm van gees beteken wat? Ongelowig. Arm van gees beteken jy kort iets. Jy kort daardie gees. Daai arm van gees in die Grieks sê, jy is stikkend in tekort van. Jy is stikkend, gebroken en in 'n tekort van. Is dit nie hoe jy tot die Here gekom het? Was jy nie stikkend en tekort van iets nie? Toe kom die Here en deur die bloed van Jesus en iemand aan jou iets vertel, jy het iets gehoor en iets het in jou gesnap en iets het in jou gebreek en jy besef, ek het Jesus nodig. Jou gees was so gebroken en leeg dat hy uitgeroep het en besef het, ek het Jesus nodig. Wat gebeur dit? 'n wonderlike ding. Jy word gesalf deur die Heilige Gees, jy word toegemaak deur die bloed van Jesus en hy sien jou as volkome. Hy sien jou as volkome en dan sê hy verder, die koninkryk van die hemel behoort aan jou. Dis in. Nee? Is dit nie wat daar staan? Die koninkryk van die hemel behoort nou aan jou. Dit beteken daar is nie nog iets wat jy hoef te doen nie, nee. Baie mense, dit is hoe hulle tot die Here kom. Hulle begin deur te besef, hulle is arm in die gees. En dit is net daardie armheid wat jy laat besef, dat dit wat jy gedink het, jy is ryk van, het jou weghou van die Here. Dit wat jy geglo het is goed vir jou, het jou weghou van die Here. Maar toe jy daar die punt kom en jy besef, jy is arm, en jy is gebroken, en jy is in 'n tekort van die gees van die Here. Toe het jy oorgegee, en toe neem Jesus oor.
En nou begin hy 'n pad met jou stap. Wat is die volgende versie wat sê vir ons? Dis soos nou nog by. Ja, kom. Dis by. Salig is hulle wat tree. Sodra jy agterkom met jou gees is arm. Dit jou fisiese liggaam begin net tree. En jy het jammer gevoel vir jouself. En omdat jy getree het, het jy gesoek om daardie treurigheid weg te vat. Wat sê die woord vir ons? Morning might be for now, but in the morning, Joy cometh in the joy cometh in the morning. Toe jou gees agtergekom het wat hy kort en hy kry, toe's daar vrede. Ons behoort nie te sit met dikperke soos julle nou hier sit. Ek moet die kamera omdraai vir 'n selfie, dat julle kan sien. Joy comes in the morning. Hoekom? Want jou siel is nou verryk. Hy is nie meer arm nie, jou siel is verryk. So daar moet nou vreugde in jou wees. Daar moet nou geluk in jou wees. Daar moet 'n oorvloei in jou wees wat jou getuienis kan maak. As jy nie so gevul is nie, dat daar oorvloed is nie, hoe gaan jy getuig? Ons getuig moes uit wat uit is uitvloei. Jy praat strooi, omdat daar strooi in jou hart is, dit vloei uit jou hart uit. Maar jy praat Christus, want die hart vol is van Christus. Jy kan nie strooi praat, as jou hart vol van Christus is. En ek gebruik maar strooi, want ek het anders woord wat nie werk in die kerk. Maar wanneer die gees vol is, dan is veronderstel om te verdwyn the moaning en the groaning van joy kom. Niet elke. Salig is hulle wat daardie vrede, daai vreugde hulle self toereken. Dis daar, maar reken jy jouself dit toe? Ja, want dit is 'n geskenk van die Here. In die week praat ek met Jacobus werk. What is grace, madam? Want hy praat altyd by the grace of God. Is hy blessed? Dis sê ek vir my, is jy seker? Toe praat ons nou oor grace. Ek vra hom, vir wie is daardie genade? Hy sê vir ons, children of God. Ek sê, maar wat nou van daai ou wat nie children of God is? Hy sê, but he's still niet. Nee. Genade is vir almal, want Jesus, of die woord sê, want Jesus het wat gedoen? Gesterf, sodat niemand verloor mag gaan nie. Met ander woorde, van daardie oomblik af is daar genade in die wêreld. Van daardie oomblik af is daar grace, is daar genade. En of jy dit vat of nie, is jou keuse. Jy maak die keuse. Die dag as jy besef jy is te kort aan, dan reik jy uit, dan gee die Vader. En van daar af kan jy loop in genade. En is genade wat jy laat besef het, jy is arm in gees. Dis genade wat jou gees volgemaak het. Dis genade wat vir jou vrede gebring het. En dis genade wat sê, salig is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. Wanneer jy vertroos word, is daar mos 'n smile op jou gesig, is dat nie? Jy loop nie dikbek rond en sê, ek kort nog troos nie, jy is getroos, Antie. Daarom smile jy nou, né? Wat sê die volgende? Salig. Salig is die sagmoediges, want hulle Sal die ouer aarde. As jy nie 'n sagte gees het, glo my, gaan jy nie getuig nie. As jy nie getuig nie, gaan daar nie mense wees wat kom tot inkeer nie. Salig is die sagmoediges. Dis nou die volgende stap wat jy doen. Eers het jy agtergekom jy kort. Dat jy agterkom jy het vrede nodig, en dit het jy nou gegee. Nou moet jy sagmoedig wees. Nou moet jy sagmoedig wees. Want uit 'n sagmoedige gees vloei vreugde. Uit 'n sagmoedige gees vloei dit wat in jou is, sodat mense daar buite deur jou getuienis kan verander. Ja, Elise het ook gepraat is, ons is almal geluk. Is daar in ons gees daai sagmoedigheid wat oorvloei, sodat dit mense verander.
deur jou woorde, deur jou aksies, verander mense om jou. Atmosfeer verander om jou, as gevolg van daai sagmoedigheid in jou. Daai sagmoedigheid in jou, aan hulle sal die wêreld behoort. Aardse wêreld. Met ander woorde, waar ons loop en spreek, moet dinge verander. Ja. Daai sagmoedigheid, wat jou niks maak en Christus alles maak, gaan veroorsaak dat die atmosfeer op jou verander. Gaan veroorsaak dat die wêreld op jou verander. Ons moet 'n bietjie terug aan onsself kyk. Is ek regtig arm van gees? En hierdie dinge wat ons gaan praat, is ek regtig sagmoedig? Gaan die wêreld verander omdat ek sagmoedig is? Antwoord is Ja. veronderstel, ja. Volgende een, wat sê hy? Hierdie paadjie wat jy op is, as jy dan nou agtergekom het, jy is tekort in die gees. En die Here het jou volgemaak in die gees. Die Here het jou hierdie gawe gegee om jou ongeluk, jou moenie te verander in blydskap. Weet jy wat, dat jou gees sag gemaak, sodat jy kan getuig. Want nou, deur dit, gaan die wêreld verander. Is jy met my? Nou is jy op 'n reis. En deur daardie reis, is ons veronderstel om mense se lewens te verander. Elke persoon is ons veronderstel wat ons in aanraking kom hierdie dag, is veronderstel om veranderd van jou weg te loop. Dit is baie harde woorde, maar as dit nie wat Jesus gedoen het nie. Elke persoon wat sy pad langs gekom het, sy lewe het verander. En sê die woord dan nie, soos wat hy was, soos ons nou nie, in hierdie lewe. So ons is veronderstel om soos Christus op te tree. Daai sagmoedigheid moet ons uitdra. En dan moet die wêreld ons verander. Eina pastoor. Ja, ons is almal skuldig. Ons is skuldig, maar ons het nie iets wat ons een moet probeer poog en nastreef nie. Die wêreld kan in 'n paar dae verander. Die wêreld kan in 'n paar dae in 'n paar oomblikke verander. Want dit is nie 'n oombliekie se gesprek en getuienis wat 'n persoon se hart versag of verhard. En as sy hart versag het, weet jy wat, dan gaan hy verander. As hy verander het, kan iemand as gevolg van hom ook verander. Daar kry jy al klaar royalties, jy is al klaar besig om te verdubbel. Jy is klaar besig om jou werk te doen. Dan sê hy, geseën, salig. Dis ons weer volgende ene. Zalig is die vredemakers. Salig is die vredemakers. Dat is ook goed. Die kennis van God. Wanneer mense daardie verandering moet sien, is dit dalk nie oombliklik dat hulle wil gaan verander. Maar as hy jou daagliks so sien, dan moet hulle tog wonder, hoekom is hy dan so anders? Hoekom is hy so anders? En as daar baie mense wat sê, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Wie sê hulle is goed? Wie sê wat met hulle gebeur is sleg? Die woord sê dan, alles wat goed is kom van die Here, en as daar slegte ding jou pad langs kom, wat sê die woord? Jy weet, ons weet, dat alles ten goeie meewerk. So al kom slegte ding jou pad langs, dan moet jou gedagtes wees, alles werk ten goeie. Alles wat met jou gebeur wat sleg is, die Here laat dit ten goeie meewerk vir jou. En dit is waar, maar die rede hoekom so baie mense keer tot Christus is nie omdat hulle goed is omdat hulle sleg. En hierin was ons sleg. En hierin was ons verloor. Totdat ons besef,
ons het iets nodig. Baie keer gaan mense nie besef dat dit iets nodig het. En as ons kyk na veel mense dan gemors op TikTok kyk en al die dinge wat jy vertel van dit en vertel van dat, en mense laat dit dan die neus rondlei en dan glo hulle, daar is nie meer die eenheid. Dan glo hulle, God is nie die enigste uitweg. Dan glo hulle, Jesus is net 'n kind vir hulle. Dan glo hulle nie dat deur die bloed van Jesus is hy verlos nie. Dan glo hulle dit nie, omdat ons oor uitdra. En omdat hulle nie mense gehoorsaam is aan die wil van die Here, wat dit teenspreek en hulle lewe wys as 'n getuienis van wat Christus is. Ons sit op ons vingers en ons is nie die advokaat van Christus wat ons moet wees. Eina. Is daar salwie aan te smeer? Ja, lees die woord. Die woord sê, as jy deur die dal van doodsonde gaan, wat sal gebeur? Geen onrus. Geen onrus. Hoekom nie? Want sy stok en sy staf die vertroos my. Sy stok en sy staf vir sy rigting wat in jou lewe gee en is die woord. Dit vertroos jou. En wat doen hy dan? Hy salf jou hoof met olie. Anderwoorde, hy stort sy gees uit oor jou oor. Soos wat jy hom toelaat. Weet jy, kan nie 'n skaap se kop olie as hy nie wil stil staan. Maar as hy die skaap oorgee en stil staan, dan salf hy sy kop met olie. Weet, en jy kom tot 'n punt waar jy nie meer wil verstaan en wil omgaan, en jy gaan staan stil, dan salf hy jou met olie. Hy stort sy gees in jou, en jou lewe verander. Ons is veronderstel om so te lewe, dat mense dit sien en dit wil hê. Ons doen dit nie altyd. Ons is veronderstel om te wees. Waar trek ons nou? Wat is die volgende? Hoeveel? Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Ek dink ons het dit geskep. Waar sal iemand sê, salig is die vredemakers. Ek dink ons het al daaroor gepraat van die vredemakers. En dan sê hy, salig is die wat vervolg word. Hoekom? En hoe eindig daai versie? Want aan hulle Hoor die koninkryk. kry hy sê salig. Met ander woorde, welgeluksalig is jy veronderstel om te wees. Wanneer jy vervolg word vir wat jy glo. Want aan hulle behoort die koninkryk van God. En die eerste het gesê, as jy agtergekom het, jy is tekort in die gees, dan het hy vir jou vergeet. Aan jou die koninkryk van God behoort, van daai oomblik af, wat jy hom aanvaar het, en die koninkryk waar hy is in jou behoort. Ja. Jy weet, is dit Stefanus? Is Stefanus, ja. Wat vervolg. Was besig om gestenig te word. En wat sien hy? Die koninkryk van God. En weet hy, dis sy deel. Maak die klippe wat op hom gegooi word, nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Want hy weet, hy is op pad. Al word jy vervolg. Kyk as jy daar by Jakobus. Jakobus 1, vers 12, wat sê dit? Salig is die man wat verskrikking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, want die Here beloof het aan hom en wat hom liefhet. Wanneer daai ou as jy op pad langs kom, dan sê hy, salig is jy wat daai toets deurstaan. Salig is jy wat daai toets deurstaan. En ek glo dit is soos Stefanus staande gaan. Salig is hy wat die toets deurstaan. Want as jy daai toets deurstaan, weet jy waar gaan jy oë oop? Langs Jesus. So die vyand kom te steel, slag en te verwoes. Maar as ons ook in dit uitstaan, dan kan ons sê salig is hulle wat vervolg is. Dan kan jy omdraai en weer
Jesus is. En hy was. Hier sê hy is in die begin. So daar's twee plekke wat hy sê die koninkryk behoort aan hom. Die goed is in between is vir jou lering. Is wat jy gaan terugval. Net jy kan nie terugval na nommer 2 toe, nommer 3 toe, nommer 4 toe. Maar glo, nommer 1 bly vir altyd jou. Want dit is waar jy begin. Dis toe jou gevul het met sy gees. Van toe af is jy op 'n reis. Van toe af kan jy terugval na 2 toe. Kan jy nie opgroei tot 6, 7, 8 toe. Kan jy nie terugval na 2 toe. Maar 1 is vir ewig jou. 'n Kind van die Here wat sy hart in volle volk gegee, behoort aan hom vir altyd. Daar's niks wat iemand kan doen om jou uit sy hande te red. Of die Vader sal. Al slaag jy nie in nommer 4 of nommer 5, jy is nog steeds Jesus. Om te faal in van die anders, maak nie dat jy nie meer 'n kind van die Here is. Dit maak net dat jy harder in daardie opsig toe moet werk. Want nommer 1, jy het agtergekom, jy is gebroken en jy is in tekort van sy gees. En dit het hy vir jou gegee. Sodat jy al die ander aan kan werk en vervolg maak. Want ons is nie, niemand is volmaak nie. So ons gaan nooit al daardie reg kry. Maar deur sy genade, wat vir ons genoeg is, gaan ons dit doen. Tot die einde toe het ons dit nog gesê. Tot die einde toe gaan ons dit maak. Ons sal dit maak. Amen. Want die bloed van Jesus is ons alreeds oorwinnaars. Amen. Kan die vyand jou nie verslaan, want jou gees is vol. Toe jy agtergekom het, jy is in tekort van, het hy dit volgemaak. En niemand kan dit leer. Amen. Amen. Staan bietjie saam met my. Sien julle is dis om te staan. Lang genoeg gesit. Ek verstaan nie wat die woord vir jou beteken nie. Ek verstaan wat dit vir my beteken. Maar ek glo dis iets wat die Here met ons wou gedeel het. So lees maar weer daardie deur en kyk waar is jy, waar staan jy, en waar kort jy, en waar het jy nog nodig. En die Heilige Gees, weet jy, so awesome. Hy sal jou wys. Amen. As jy vir hom staan en vra, Here, wys my. En jy glo in jou hart, dan moet jy sien wat jy effek is. En kan jy dan werk. Amen. 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 Vader, dankie vir die liefde wat U vir ons gehad het, Here, dat U seën gestuur het, sodat ons kan staan, Here, voor U in genade en weet. U genade is vir ons genoeg, Here, in die woord sê so. Maar waar ons tekort kom, Vader, lei ons in die Gees en wys ons, Here, waar ons tekort kom. En help ons, Vader, om te oorkom dit waar ons in tekort is. Dankie vir die woord, Here. Ek bid, Vader, dat die Gees die naprediker sal wees, dat die Gees dit vir ons sal oopbreek, Here. En sodat ons U stem daarin sal hoor, sodat ons U woorde daar vir ons lewens sal hoor. En ek dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Amen.